Welkom terug. Dit is ons voorreg om vanoggend met 'n baie bekende en natuurlik talentvolle jong akteur Tiaan Slabbert te gesels. Ons gesels oor sy liefde vir toneelspel en dan spesifiek oor sy nuwe produksie Hans Bars die Bierborrel. Goeiemôre. Goeiemôre in die môre. Hallo. Ja. Baie dankie, is lekker my eerste keer op die geel bank. Jou eerste keer nou? Ja, eerste keer. En mense voel ons 'n bietjie veral met Jennifer. Mens weet nooit wat om te verwag nie. Ek verstaan hoe jy voel. Maar dit is baie lekker, so baie dankie. Wie, ek gaan net so van nou af die res van die onderhoud doen. Tiaan, jy is, jy weet, jy doen reekse, jy doen films, jy gee klas, jy doen teater, jy het jou eie teatermaatskappy, jy doen iets van alles wat mense in die bedryf kan doen. Wat goed, probeer jy, jy doen meer as probeer. Ja. Maar waar het die liefde vir teater en vir die bedryf begin by jou? Jong, sonder om nou myself onder die bus te gooi is, toe ek op hoërskool was, het ek wiskunde gedoen tot in graad 11. Toe kon ek nou sien, hierso is nou regtig nie talent nie. So toe het ek ingeroep en toe moes ek die wielietjie wiskunde vat, die wiskunde geletterdheid. Ja. Die wartlemoen wiskunde soos wat hulle dit noem. Toe het ek nou dit gedoen en graad 11 ook. Toe het my rekeningkundige juffrou my ingeroep, gesê meneer Slabbert, kom sing my. Punt het nie goed gelyk, het sê ek juffrou kom sing juffrou en ek sing juffrou nie weer nie. En maar my drama juffrou by Hoërskool Garsfontein, juffrou Martie Kloete het vir my gesê, as ek nie drama gaan swat nie, gaan ek 'n fout maak. En ek het na geluister en ek het dit gedoen en die gogga het gebyt. Ek het hoofsaaklik in teater meestal begin. Ja. En toe mens TV begin doen, as daai gogga jou byt, dan wil jy nie ophou nie. So ek sê altyd, teater voel vir my soos huis. Ja. Maar film en TV is die droom. So dit is lekker om 'n best of both. Jy droom en jy voel tuis by die huis. En dit rym. So dit rym word, so is lekker. Ek dink altyd dis my wonderlik om te hoor dat jou juffrou op skool so in jou geglo het. Ons sê altyd, jy weet, jy kon daar een persoon Onderwysers veral om in jou te glo en net jou daai hupstootjie te gee in die regte rigting. So dit is fantasties en shout-out aan die juffrou ook. Dis regtig wonderlik om dit te doen. Jy het ook nou al 'n hele paar toekennings gewen, awards. En dis wonderlik. Waar meet jy jou sukses? Is dit die toekennings wat jy ontvang? Is dit uitverkoop dit vertonings, is dit mense wat jy geniet en terugvoer? Waar meet jy sukses? Dit is 'n baie moeilike vraag, want mens wil suksesvol wees in alles wat jy doen. Ja. Is dit nou geld of in ons industrie is dit faam? Dit hang af hoe jy dit wil opmeet. Mense wil nie noodwendig faam hê nie, maar jy wil ook jy wil geld hê, maar met dit gaan dit gepaard en dan is jy nou op TV en mense begin jou sien. So wat is sukses dan? Ja. Vir my is, en om terug te kom by die toekennings wat ek ontvang het, as daar nou 'n lekker check betrokke was, né? Dat sou oulik gewees het. Dan sê ek so, wow, dit klink vir my nou sukses. So op die einde is die toekennings, dis lekker om erkenning te kry daarvoor. Ja. Maar die checks moet ook dan maar na saamkom. Maar anders is dit net 'n lekker tap op die skerm te gaan, whatever you're doing, you're doing great. En dis vir my sukses, om die words of affirmation wat jy kry en sê, ons sien jou raak. Okay. Ek dink dit is wat vir my die belangrikste is. Mense wat jou hard werk sien en wat jy daarin sit. Arm, maar gelukkig en partykeer werkloos op die rooi tapijt. Dis goed opgesom. Werkloos op die rooi tapijt. Dit is 'n realiteit vir meeste akteurs in Suid-Afrika. Ja, ons wag en wag en wag. En dis kom ek so baie goed doen, 'n mens moet die bal in die lug hou. En as 'n mens nie, jy kan nie net sit en wag nie, want dit is wanneer 'n mens, en ek praat nie namens ander mense, maar dis wanneer jy probeer, of wanneer jy voel, wat doen ek? Moet ek nog dis wanneer jy begin twyfel. Daai oomblik wat jy by die huis sit en dink, ek wag vir die volgende projek, maar ek is nie in beheer van wanneer dit begin nie, maar ek gaan commit en ek gaan professioneel wees, maar die onsekerheid, en dan eet dit aan 'n mens, en jy sit en jy top, en dis hoekom dit ook 'n groot ding, veral met kreatiewe mense, veral akteurs, is daar daai donker, die donker wat jou jaag. En almal praat van kanaal, en jy weet, jy kan ongelukkig nie help hoe jy lyk nie, dis die ergste van alles. En dan begin jy ook twyfel, het ek genoeg talent, maar ongelukkig is net hoe jy nou op die oomblik lyk. Dis gewoon ek nou, hoe toe ek dra altyd gewoonlik 'n flat cap, en mense sê nou nog, jy moet hom nie onderste bo dra. Ek doen dit want ek wil nie my hare in die oggend
blans of want ek het krullhare. En toe het ek nou my hare afgesny vir die nuwe vertoning wat kom. So ek het my look heeltemal nou gechange, nuwe headshots geneem en ek wil kyk werk die nuwe look. Ek dink is baie mooi dat jy sê, jy weet, baie keer gaan dit net oor hoe jy lyk. En ek dink as jong akteurs besef het om baie keer te laat, verstaan, dit is nie altyd jou talent nie. Baie keer het jy letterlik net die verkeerde kleur hare en dit is iets en jy sê dan begin mense half te twyfel aan jou talent ook en dit eintlik baie keer niks met jou talent te doen nie. Maar jy het nie 'n tekort aan talent nie en op hierdie stadium gelukkig ook geleenthede en daar's splinter nuwe produksie waarvoor jy nou die hare afgeskeer het. Hans Bars die Bioborrel. Vertel ons daarvan. Hierdie is seker een van die grootste projekte wat ek nou aanpak. Ek het verlede jaar, kyk hoe lyk ons daar. Ek het verlede jaar 'n eenmanstuk gedoen, Drafbola Draf, en ek het gedink dis die ergste ding wat ek in my lewe gedoen het. Dit is vreesaanjaend en ek het gesê ek sal dit nooit weer doen nie. Toe kom die vervaardigers Iggy, Liane en Johan en hulle vra wil ek hierdie doen. Ek weet nie hoekom ek nie, mense vergryp ons maar die geleentheid. Ek sê toe ja. Hierdie is seker een van die moeilikste goed wat ek nou al in my loopbaan. Hierdie is maar ek het 2014 klaar geswaat. So dis nou hoeveel? My wiskunde was soms nog nooit goed nie. Dis my 10de jaar. 11de jaar nou in die industrie en hierdie is die moeilikste ding wat ek nou aanpak of nog steeds aanpak. Maar is so lekker. Jy kry daai vlinders in jou maag as jy weet die eerste keer open ons nou hier by die Centurion Theater en jy soos dis om die draai. En dan begin jy gaan wat kan ek beter doen? Kan ek nog iets doen? En as jy so wag, jy is nou nog vir 83 minute op jou eie. Kry eers daai nou. Ja. Gemaklik dat jy kan gaan. Nou kan ons en mense moet obviously dit begin inspeel. Ja. En dan by die 5de sessie sê jy soos hoekom het ek daai nie in my eerste show gedoen nie? So jy vind nie goed soos wat dit gaan, maar is baie lekker. Ek dink die mense gaan dit verskriklik geniet. Rudy is 'n fantastiese skrywer en ek werk saam met 2 fantastiese regisseurs wat ek met my lewe vertrou. So ek sien baie uit en ek wil net gaan toer met dit. Hoeveel karakters vertolk jy in die stuk? 15. 15. Ekskuus. Ja, dis baie erg. Dis baie erg. So partykeer is jy so, waar is jy nou? Ja. Maar dis 'n lekker challenge en ek's gereed daarvoor. Albei hierdie regisseurs is mense wat buite die boks dink en regtig wonderlik is veral as dit kom by komedie en 'n komiese aanslag, iets waarmee jy ook baie goed is en van nature talent het. So ek dink hierdie gaan vreeslik suksesvol wees. En ek kan nogals myself indink dat jy sê dit is die moeilikste werk wat jy doen, maar partykeer kort mens daai moeilikste om jou uit te daag en so 'n bietjie buite die boks te stoot om 'n nuwe kant van jou te kry. So ek twyfel nie eens daaraan dat jy baie suksesvol gaan wees met hierdie stuk nie. Baie dankie. Tiaan, voor ons groet, wil ek so vinnig gou gepraat oor jy en jou ouma op TikTok. Yes. Wat baie kosbaar is ook, en dit is my so wonderlik om te sien. Een, het ek gister ook gesê hoe belangrik oumas en oupas is, en as mens oumas en oupas nog in jou lewe het, moet jy hulle regtig treasure op my Engelse woorde gebruik. Vertel ons gou vinnig oor daai. My ouma is ook een van die grootste ondersteuners wat ek het. Sy glo in alles wat ek doen. En sy is my beste maatjie. So is lekker om by die huis te kom en sy het dadelik die boek gelees voordat ek nou al geweet het in wat ek speel. Sy het dadelik exclusive boek gegaan, Hans se boek gaan koop en dit gelees en sy het vir my gesê, sy dink nou dis baie goed. Dit's vir avontuur komedie. So ek vertrou my ouma met my lewe. Sy is my beste maatjie. Groot ondersteuner en ons vul mekaar so goed aan. Ek leer by haar en sy leer by my. Ek hou op haar toon, ek probeer haar jonk hou en sy leer weer vir my lewenslesse wat ek gaan. Dis ietsie wat ek in die boekies kan skryf en kan onthou. Sjoe, dis mooi gesê. Tiaan, ons kan eintlik nog soveel langer met jou gesels, daar's soveel aspekte waar ons kan gesels, maar dit was heerlik om jou vanoggend vir die eerste keer op ons Geelbank te hê. 'n Voorreg om te praat oor Hans Bars die Bioborrel. Ons kan nie wag om dit te sien in die Centurion Theater, later ook by die Atterbury Theater. Ons gaan en by al die kunstefeeste gaan ons wees en dan gaan ek ook vir die eerste keer. Ek was matriek op die, ek dink is MCS of is dit MSc? MSc. Ek was matriek daar so gewees en ek het die vertonings gaan kyk en ek het gedink, wow, kan jy imagine eendag as ek daar kan. Obviously is dit so sag, jy droom nou net. En nou speel ek
op die skip. So ek sê okay. Kom ons gaan. So ons gaan nou kyk hoe se koppie daar mense ek het nog nooit gespeel of weet nie hoe die vertical en goed gaan wees nie, maar ek sien verskriklik uit om met hom te toer. 'n Mens wil nie swart werk en gaan een vertoning hulle in Kubai nie. 'n Mens wil dit die moeite werd maak. Absoluut. Baie dankie vir jou tyd. Dankie vir julle, dit was lekker. Gaan loer gerus ook op sy sosiale media, Tiaan Slabbert, jy sal dit baie geniet. Jy gaan ook sy TikTok video's baie geniet en kyk uit vir Hans Bas die bierborrel. Jy gaan nie spyt wees nie.